56 kies. Matteus 27 vanaf vers 32 tot en met die einde van vers 56. Matteus 27 vers 32. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon. Hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken kopbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en als gegee. Hy het skiet en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur die lood. Daarna het hulle gaan sit en by hom waghou. Ook aan sy kop het hulle die aanklag teen hom in die skrif aangegee. En dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en een aan die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself. As jy dan die seun van God is, kom van die kruis. Net so het die priesterhoofde het saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en sê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het God vertrou, laat God hom nou red, as hy dan behaal hom het. Hy het hom gesê, hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is hom beledig. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het geduur tot 3 uur die middag. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het en sê, hoor, hy roep vir Elia. Een van hulle het gehardloop toe gou, vat 'n spons, maak dit vol suurwyn, hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia kom red. Jesus het weer hardop uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur, die aarde het geskud en die rotse het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek. En hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisiere en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewings en die dinge wat gebeur het, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Ons het baie vroue wat op 'n afstand gestaan en kyk het. Dis hulle wat vir Jesus van Galilea gevolg het en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Josef en die moeder van die seun van Zebedeus. Dit sover lees ons uit die woord van die Here. Vriende, ons kyk nou na die gedeelte in vers 46 as ons teksgedeelte. Teen 3 uur het Jesus hardop uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Waarom het U my verlaat? Die vraag wat ons vanaand aan kyk, vers 40 sê, waarom moes Christus hom tot in die dood toe verneder? Antwoord is, omdat weens die geregtigheid en die waarheid van God nie anders vir ons sondes betaal kon word, as deur die dood van die seun van God. Waarom sy begrawe? Om daarmee te betuig dat hy waarlik gesterf het. As Christus dan, vraag 42 vir ons gesterf het, hoe kan dit dan dat ons ook moet sterwe? Ons dood is geen betaling vir ons sondes nie, maar alleen 'n afsterwing van die sondes en 'n deurgang tot die ewige lewe. Vraag 43, watter nut verkry ons nog meer uit die offerande en die dood van Christus aan die kruis? Antwoord is dat deur sy krag ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe word, sodat die bose liste van die vlees in ons nie meer regeer nie, maar dat ons onsself aan hom as offerande van dankbaarheid kan toewy. En dan die laaste vraag sê, wat neergedaal het na die hel, dat ek in my swaarste aanvegtinge seker kan wees, myself volkome kan vertroos, dat my Here Jesus Christus deur sy onuitspreeklike benoudheid, smarte, verskrikking en helse kwelling, waarin hy sy ganse lyding, maar veral aan die kruis gesink het, my van die helse benoudheid en pyn kan verlos. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons tema vanaand gaan rondom die kruisiging en hoe ons die kruisiging verstaan. Veral die stuk wat
spesifiek praat oor die smart en die helse smart wat Jesus moet deurgaan aan die kruis. In die 12 artikels hoor ons elke Sondag, hoor ons die woorde in sommige gemeentes of so, wat neergedaal het na die hel. Ons kan maklik daaruit 'n verkeerde afleiding maak. Ons kan maklik aflei dat Jesus, nadat hy gesterf het, hel toe gegaan het en daar vir 'n ruk was. Party mense wat dit so wil interpreteer sal sê, hy het daar sy oorwinning gaan aankondig. Vriende, daar is nie Bybelse gronde vir so 'n siening. Wat daar bedoel word met hy het neergedaal na die hel, soos ons hoor in die 12 artikels, wat daar bedoel word is die smart waardeur Jesus gegaan het. Die helse smart wat hy moes verduur aan die kruis en ook voor die tyd voordat hy gekruisig is. Hierdie gedeelte is baie interessant georden en ons wil eintlik vanaand begin nie by vraag 40 nie, maar reeds al by vraag 44. Die twee dinge wat na vore kom as ons na hierdie spesifieke vraag kyk. Twee temas wat uitstaan. In die eerste plek, die tema van Christus se lyding, van sy smart, van sy helse angs en pyn wat hy moes verdra. En ook waardeur hy jou en my verlos. En die tweede belangrike gedeelte, dit is vraag 40 tot 43, gaan natuurlik oor Christus, wat in ons plek gesterf het, sodat die dood vir ons 'n deurgang word tot die ewige lewe. Sodat ons ook al hoe meer ons sonde kan afsterf en die ou mens kan agterlaat en die nuwe mens kan opneem en meer leef soos wat Christus van ons vra. In die eerste plek, kom ons kyk eers na vraag 44. In hierdie gedeelte word een van die diepste punte van Jesus se vernedering en sy smart vir ons uitgewys. Hy aan die kruis is totaal verneder. Hy moes helse smart deurgaan hy moes as 'n sondige mens moes hy die graf ingaan. Alhoewel hy geen sonde gedoen het. Hy het sonde gemaak vir my en jou. Ons het laasweek het ons daaroor gepraat. Uit 'n ander oogpunt kan ons sê hy het as oorwinnaar in die graf ingegaan. Tydens hierdie smarte wat hy deurgegaan het, kom hy na vore en tree hy na vore as oorwinnaar oor die dood. As oorwinnaar nie net oor die eerste dood wat hom nie kan hou nie. Die eerste dood is die dood wat ons almal gaan sterf. Maar ook as oorwinnaar oor die tweede dood. Dit is baie interessant, daar word verskillende dele in die Bybel wat praat van die eerste en die tweede dood. Die tweede dood vind ons in Openbaring 21 baie duidelik. Jesus praat ook baie daarvan. Hy praat van die hel as 'n plek waar ongelowiges die res van hulle bestaan vir ewig gaan wees. Dis straf en oordeel van die Here. Maar hy praat ook van die eerste dood. Ons sien byvoorbeeld in Lukas 23, ons sien in Markus 16. Ons het vanmôre gehoor Lazarus wat opgewek is nadat hy dood is. Dis die eerste dood. Jesus koop ons los van altyd. Ja vriende, ja ons gaan sterf. Maar ons gaan ook met die wederkoms in 'n oomblik weer opgewek word. Om vir ewig te lewe by hom. Om nie onder die oordeel van die Here te wees, ons as ons gelowig is en aan Jesus Christus vashou. Twee belangrike dinge wat ons vanaand na wil kyk is die helse smart wat Christus gelei het en wat beteken dit vir my en jou? En die dood en die begrafnis van Christus. En wat beteken dit in besonder in hierdie gedeelte ook vir ons? Hier in hierdie gedeelte wat ons vanaand gelees het, sien ons dat Jesus helse smart beleef het vir hierdie ure wat hy
aan die kruis was vir die ure wat hy sy laaste kruiswoorde uitspreek. Ons sien hier een van sy laaste kruiswoorde is hierdie gedeelte: my God, waarom het U my verlaat? Waarom is U nie meer met my nie? Vriende, hierdie is een van die dieptepunte van iets wat ek en jy nooit sal hoef te ervaar nie. Omdat Christus verlaat is van God, hoef ek en jy nooit verlaat te word van God nie. As hier praat van God het hom verlaat, dan bedoel ons nie daar's 'n skeiding tussen sy goddelike en sy mensheid nie. En Jesus is aan die kruis volkome mens en volkome God. Ons bedoel hier dat hy as sondelose mens so diep vir die sonde moes betaal, so swaar onder die toorn van God gestaan het, dat hy totaal God verlate was. Die God verlatenheid hier kan ons in 'n negatiewe en in 'n positiewe sin verstaan. Ons sien hoe baie goed gebeur daar rondom die kruisiging. Ons sien byvoorbeeld dat die son wegraak. Hier in hierdie gedeelte staan nog, dit is vir 3 ure lank duisternis geword op die aarde. Lees maar vers 45. Ons sien dat Jesus tot skande gemaak word, hy word verneder. Hulle vat sy klere, hulle verdeel sy klere, daar hang hy. Verneder. Daar hang hy as die een wat op die einde van die dag geen sonde gedoen het nie. Ons sien hoe mense op dierlike maniere teenoor hom optree. Ons sien hoe hy geslaan word en verneder word en marteling deurgaan. Ons sien hoe God sy engele terughou om nie vir Jesus te help in daardie oomblik nie. Ons dink aan byvoorbeeld die tyd dat hy voor Pilatus staan en hy vir Pilatus sê, ek het my magte, die Here het my magte om vir my soveel engele te gee as wat ek nodig het. En tog stap Jesus alleen in die pad. Heilige Gees vertroos hom. Vriende, hierdie dinge wat met Jesus gebeur, is nie eers dinge wat met ongelowiges gebeur. Weet jy wat dit genade bo genade is? Dat God ten spyte van ongelowiges wat nie in hom glo nie, wat hom verwerp, wat hom haat, wat niks met hom te doen wil hê nie, hy steeds die son oor hulle laat skyn. Hy steeds vir hulle vreugde gee in hulle lewe. Hy steeds hulle krag en gesondheid gee om elke dag op te staan en nie liggaamlike pyn te hê nie. Hy steeds hulle laat deel saam met die gelowiges. Dis genade. En my vriende, vra altyd die vraag, watter reg het ongelowiges om op enigiets wat die Here vir hulle uit sy hand gee, beroep of reg om te sê hulle moet dit kry? Watter reg het jy? Selfs as gelowiges is geliefd, watter reg het ons om vir die Skepper van hemel en aarde te sê wat ons soek en wat ons wil hê? Christus is verlaat van God. Maar daar is ook 'n positiewe deel wat net so seer en net so 'n swaar las vir Jesus is om te dra. En dit is dat God al sy toorn vir die sonde van die ganse mensdom in 'n oomblik op Christus uitgee. Al die straf wat almal moet kry, die volle toorn van God wat oor die gelowiges moet kom, word in een oomblik op Christus se skouers gelaai. Vir 'n oomblik is Jesus verneder.
Satan is opgewonde as Jesus kruis toe gaan. Satan is opgewonde, net vir 'n tyd. Jesus verslaan die Satan finaal en staan uit die graf uit. Jesus oorwin. Godverlatenheid van Christus word mooi uitgedruk deur die woorde dat hy die smarte van die hel deurgegaan het. Daardie vrees, daardie angs, daardie verlatenheid wat hy moes ervaar. Vriende, maar dit beteken ook iets vir my en jou. Dit beteken dat ek en jy nie hierdie angs hoef te dra nie. Dit beteken dat ek en jy in ewigheid van pyn verlos is en van hierdie angs. Dit beteken dat ek en jy getroos word deur die woorde: nooit sal die Here ons verlaat nie. Maar wat beteken die dood en die begrafnis dan vir ons? In die tweede plek vanaand gaan kyk na die noodsaaklikheid en ook na die betekenis van sy dood. Die noodsaaklikheid kan ons so duidelik maak in Paulus se woorde as hy sê, dit word gemotiveer deur die deugde van God. Daar's twee dinge wat voorop staan as ons praat oor die noodsaaklikheid van God. Die een is die geregtigheid van God wat moet gebeur en die ander een is die waarheid wat moet ook plaasvind. Onthou julle toe ons in Genesis 1, Adam en Eva in Genesis 1, die verbod gekry het om nie te eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie, maar dan self daarmee hierdie woorde gehoor het en gesê het in Genesis 2 vers 17 staan dan, die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Dit is deel van God se geregtigheid wat hy moet betaal. Dit is dit wat die Here gesê het gaan gebeur. Die Here het duidelik gemaak dat as julle van hierdie boom eet en nie van die boom van die lewe nie, sal julle sterf. As die Here dit nie uitvoer nie, dan is dit sy geregtigheid, sy waarheid wat in gedrang word. Vriende, dit is wat met Jesus Christus gebeur. Dis God se geregtigheid oor die straf vir die sonde wat op Jesus se skouers afkom. Dis hy wat in ons plek dan sterf. En dis wat sy betekenis het vir sy begrafnis. Eerstens wys sy begrafnis en die gedeelte in die Heilige Skrif Christus maak dit so duidelik, wys in die eerste plek daarop dat hy fisies dood was. Sy dood was nie maar net 'n skyndood of 'n hallusinasie van die mense daar rondom nie. Almal moet met oortuiging kan getuig dat hy werklik dood is. Die tweede belangrike ding wat sy begrafnis vir ons bring en die troos is dat hy daardeur vir ons die middelaar geword het. Dat hy daardeur vir ons in ons plek die straf op die sonde kom dra wat die dood is, wat met ons moes gebeur. Dit is wonderlik om vanaand te kan sê, jy kan weet, wat ook al in hierdie lewe gebeur, as ek en jy aan Jesus Christus vashou, dan hoef ons die dood nie te vrees. Ja, dit is onbekend. Ja, daar's dinge wat ons nie weet daar rondom nie. Daar's dinge wat dit is vir ons vreemd. Maar ons hoef die dood nie te vrees. Ek sluit af. Hierdie gedeelte sluit af met 'n pragtige gedeelte en 'n paar belangrike punte wat ons in ons eie lewe moet toepas. Vriende, Jesus het in ons plek gesterf. Hy het in ons plek die oorwinning behaal. Dit vra van ons. Dit vra van ons om 'n dankbare lewe te hê in afsterwing van ons sonde.
worstel ons nog teen die sonde? Is ons besig om te groei op die pad van heiligmaking? Word ons meer en meer soos Jesus? Kom ons gaan in hierdie week en elke dag in ons lewe en ons stry teen die sonde. Want ons weet wat 'n duur prys daar betaal is. Die volgende troos wat ons kry, die dood is ook die deurgang na die ewige lewe. Hierdie gedeelte is so mooi duidelik daaroor. Laastens, kom ons sterf die ou mens af en kruisig die ou mens wat doodmaak en begrawe. Ons sondige woorde, ons sondige gedagtes, ons sondige dade. Ons almal worstel elke dag daarmee. Elke dag stry ons daarteen. Mag ons so met ons sonde breek, dat ons saam met Handelinge 22 kan sê, Here, wat wil U hê moet ek? Hoe wil U hê moet ek leef? Kom ons gee onsself oor, soos Romeine 12 sê, as lewendige, heilige offers, wat vir God aanneemlik is. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kan niks na U toe bring nie. As ons voor U kom, Here, met hande leeg en staan ons net weer verbaas en verstom, Here, oor wat U vir ons doen. Here, dat U helse smart moes deurgegaan het, sodat elkeen van ons wat glo, verlos kan wees. Maar Here, gee dat ons in ons stryd teen die sonde, Here, wat dit daarteen sal stry. Dat U vir ons deur die werking van U Gees, Here, elke dag die krag sal gee om te groei en dat U daardeur verheerlik sal word. Dankie, Here, vir hierdie genade. Dankie, Here, dat ons in hierdie gedeelte net weer kan sien dat U nie in die graf gebly het nie, maar dat U finaal die dood oorwin het. Here, dat ons dit sal uitleef elke dag. Here, dat ons daarin sal groei. Here, dat ons meer en meer soos Jesus sal lyk. Dit alles bid ons vanaand in die naam van ons Here Jesus.